Goeienaand almal. Ek wil net vir julle sê baie welkom hier by ons eerste episode van Dagbreek Stories, en vir julle daar by die huis is 'n regstreekse uitsending op Facebook, ons eerste een vir Dagbreek Stories, en ek hoop regtig julle kry 'n boodskap vandag hier, en ek wil julle graag voorstel aan Renay van Zyl, 'n baie bekende boekskrywer, en 'n pad gestap met die lewe, en die lewe het 'n paar keer die verkeerde dice vir haar gegooi, maar vir een of ander rede het sy dit gemaak, en nou raak ek die hartseer. Eendag, toe gee sy vir my een boek, en dis die rede hoekom ek haar hier gekry het. Ek wil net so vinnig 'n storieetjie vertel. By my het alles maar 'n storie, en sy skryf 'n boek, Groot Mens Kind, oor haar en Anton se lewe met Sean. En sy vra vir my, ek moet die boek proef lees, en ek sit daar, en ek lees die boek hier. Ek was op bladsy 55 of 56, en toe ek nou vir Renay en vir Anton leer ken het ek altyd vir die Here gevra, of ek het altyd gedink, ek wil ook 'n verhouding soos hulle het met God. En dis nou alles goed en wel, maar toe ek die boek lees, en ek sien waardeur sy gegaan het, halfpad deur die boek, toe sit ek daar, maar ek huil so. Jy het gesê, jy gaan nie huil. Ja, ek weet. Maar ek maak my oë toe, ek sê, Here, ek wil ook graag 'n verhouding met U hê, soos wat Renay met U het, maar moenie my deur hierdie probleme sit nie. Moenie my deur hierdie toetse sit nie, want ek sal dit nooit maak nie. En ek dink dit is toe ek met die idee gekom het van Dagbreek Stories, het die eerste een wat by my opgekom het, was Renay van Zyl. Wat ek dink die boodskap wat sy het om vir mense te vertel van hoop dit is net amazing. Ek kan nie verstaan hoe sy dit doen, ten spyte van, en julle sal nou hoor, ten spyte van wat alles gebeur het, kom sy en 'n man nog steeds, ek dink sy skryf al daai boeke, hulle sit 'n kerk op vir die Here, en ten spyte van, ek dink dit is 'n storie wat elkeen van ons by kan leer. Renay, baie welkom, ek waardeer dit opreg dat jy hier Jy is. het nou baie druk op my geplaas, ek weet nou nie eers wat ek moet sê. Ek wil net sê as gevolg van, nie ten spyte van, as gevolg van. Okay. Julle sal ook agterkom, ons het nie papiere en vrae hier voor ons, niks is geëdit of iets. Ons het net, hier is net tissues, want Renay hou vreeslik baie. Ons skiet hom maar uit die heup uit, jy weet, sy het nou dag vir my gevra, hoorie, wat se vraag gaan jy vra? Ek sê, Renay, ek weet nie, ons sal maar sien, soos het gaan, jy weet, toe sê sy, ja, ons vat hom maar soos het kom. Dit is maar hoe ons is, jy weet, ons praat uit ons hart uit, en dit is wat ons maar hier doen by Dagbreek Stories. Okay, so hoeveel uur het ons? 3 ure? Ja, 3 ure, daar is 'n pause. Okay, maar ek gaan nou hard praat, en dan gaan hierdie dingetjie dit maak, want daai arme mense gaan my nie hoor as ek nie hard praat nie. Okay, ek gaan, okay, julle moet maar my beduie vir my as julle my nie hoor nie. Jy's agter die paal. Okay, so, wat is jou eerste vraag? Moet ek net praat? Nee, ek dink kom ons begin by die begin. Waar is jy gebore en waar het jy groot geword? Okay, so my storie gaan nou baie tussen my en Anton opgaan, want dis maar ons storie. Ons is maar saam in hierdie ding gegooi. So ek is in Sunnyside gebore, in Pretoria. Blykbaar in 'n woonstel. Maar dit is 'n lang storie daai, 'n ander boek. En Anton is gebore in Cullinan. En ons het mekaar op Potchefstroom leer ken, want my pa het my so rondgetrek. En toe eindig ons in Potch, toe ek in standaard 1 is. En so het ons al uiteindelik geswat, ek en Anton en mekaar daar leer ken op universiteit. En ons was maar, ons het in huise groot geword, gewoon 'n goeie ou dae, as ek nou sê hoeveel jaar terug, dit is, ek het 82 matriek geskryf, so dit maak my hierdie jaar 60 jaar uit.
En daar's mense wat nou eers weet wanneer is 1982 en wat het gebeur toe nie, maar ek het toe matriek geskryf. En Anton is so 'n jaar of 2 ouer as ek. Maar wat ek wil sê is ons het nooit op skool, ons was baie beskermd geweest. Jy het geweet van die rooi gevaar van kommunisme. Dit was in ons kele afgedruk, maar verder het jy maar net gedink jy moet net reg doen of jy kry pak slaag of jy moet as jy reg doen dan gebeur die lewe reg. As jy huiswerk doen dan kry jy nie pak slaag nie. Dis wat ons geleer het. So en dit is wat ons mee groot geword het en dis waar ons die fout gemaak het. Sê vir my op jy het journalistiek geswat op. Ja, kommunikasiekunde en hy het ingenieurswese geswat. Maar selfs op universiteit, ek het nooit droog gemaak. Ek het alles by hom geleer wat ek weet vandag. En selfs toe het ek gedink, is nie heeltemal reg nie, maar ek was nie 'n stoute kind. Ek was 'n goeie kind. Ek was die derde een. My 2 ouer susters het ook 'n bietjie dinge aangevang wat hulle nie moes nie, maar ek was 'n goeie kind. Ek sou niks verkeerd doen, niks. As die meneer of die juffrou met my raas het ek in een gekrimp en ek was bang. So ons het nie geweet dat in die lewe kan iets met jou verkeerd gaan. As jy alles reg doen, jy word in die kerk groot, jy word gedoop en dan voorgestel, alles word gedoen. Jy doen alles reg. Hoekom sal die Here nou iets met jou laat gebeur wat nie reg is? Sê vir my, wanneer het jy agtergekom jy het 'n talent vir skryfwerk of jy is nie soseer vir skryfwerk nie, maar jy is kreatief. Wanneer het dit in jou lewe begin? Wanneer het jy dit? Nee, my pa het altyd vir my gesê ek is uniek. Hy kon baie mooi skilder en my suster Esma het meer geërf daarvan, ek het bietjie geërf. Maar as ek vir hom stories vertel het, dan het hy vir my gesê ek is baie uniek, want niemand sien 'n ding so nie. Dis die enigste mens wat seker maar vir my iets gesê het, 'n juffrou wat vir my oor 'n opstel so te kere gegaan het, baie kwaai juffrou. En ek dink ek was dit aan dit 9, toe lees sy hierdie opstel voor in die klas. Ek was byna dood. Hoe kan sy dit aan my doen, dat sy hierdie opstel, dit was ook al 'n krummettartboom, ek so na die hemel opreik, met sy arms, asseblief, en sy lees die ding voor, ek het so staan gekry, want jy op skool, ek wou net asseblief nie uitstaan nie, en ek het 'n bos kroeshare gehad, so, het was nie cool nie, ek het nie goed skool gedoen nie, maar universiteit was lekker, toe ek nou kommunikasiekunde swat, en toe ek nou later gaan journalist geword op Pietersburg, en toe is Anton weermag toe later, na dit, en ek skryf toe vir my klomp briewe, elke dag 'n brief, in die weermag, want ek was verlief op hom, maar hy was 'n cool ouetjie, hy het baie girls gehad, maar ek het kroeshare gehad, maar ek was oulik, ek was uniek, en ons kon lekker dans, ons kon baie lekker dans, so, my het gesukkel om nog iemand te kry wat so goed soos ek kon move, ons het nog vastgedans, so toe hy army toe is, vir 2 jaar, hy was die laaste ou wat nog 2 jaar moes gedoen het, toe skryf ek vir hom 'n brief van haar eerste jaar, elke dag 'n brief in die army, so daar gebeur nie veel op 'n dag, dat mense kan 'n brief skryf daaroor in jou lewe nie. Ek het gewerk, toe was ek nie meer journalist nie, ek was toe by natuurbewaring in Pretoria gewees, by TPA natuurbewaring, omgewings, ek was ook opvoedkundige, maar hy het elke dag 'n brief gekry. So my skryfwerk, ek was reeds baie genres gewees, liefdesbriewe ingesluit. Sê vir my, en toe, julle is toe later getroud, en toe is Sean gebore. Ja, ek het toe intussen toe ons getrou het, was ons Ruk in van der Byl, hy het toe klaargemaak, toe het hy ingenieur geword in Groblersdal, en toe is ons Pietersburg toe weer, en tussen Groblersdal en Pietersburg het ek toe met hom swanger geraak, maar ek het toe gewerk by KwaNdebele natuurbewaring, ek is maar altyd lief vir die natuur, en so toe is hy gebore in daai Januarie, en ek het nog 'n ruk gewerk, so 'n paar maande, wat ek heen en weer gery het met hom, na KwaNdebele toe, want ek het op so 'n lekker plek gewerk, en Anton was besig om 'n nuwe besigheid oop te maak in Pietersburg, en so, ek het nog 'n ruk gery, toe Sean klein was, en toe het ek uiteindelik by die huis begin bly, en die volgende jaar, ja, hy was so jaar oud gewees, toe ek begin ophou ry het, toe ek begin besluit het, nou klik maar Pietersburg bly, dit is nou nie meer lekker nie. En toe gaan julle Botswana toe mos op vakansie, né? Ja. Anton was besig om goed te doen met sy besigheid, so ons het toe besluit, ons het nou 'n bietjie geld,
Hy het altyd gesê hy gaan 'n miljoen rand maak voor hy 30 is, voordat hy 30 jaar oud is. En so toe het hy, ek weet nie of hy die miljoen toe al gemaak het nie, maar ons besluit toe ons wil 'n huisboot op die Okavango gaan sit, want hy was as kind baie, dit is sy tweede huis gewees. So ons is albei nou baie lief vir natuur en vir Botswana. Ons wil 'n huisboot daar gaan sit, want jy weet, eendag kan ons mos nou, ons kan dit uithuur, soos 'n bed and breakfast, 'n ekstra besigheidjie, en Sean kan dit eendag erf, al sulke lekker dinge, en toe kry hy nou 'n virus daar in Botswana, hy was toe 15 maande oud. Toe kry hy nou een of ander soort virus, Anton se pa en ma was saam, en 3 van ons vriende ook. So toe ons terugkom, toe Sean siek geraak, toe het sy pa ook siek geraak, en ons een pel, baie so seer nek, baie koors, en hulle was toe okay, maar Sean het toe nou koorstype gekry. Ek onthou nog, ons was besig om te kyk na Nood vir Nood, en hy kan nou nog Nood vir Nood sê ook. Ons het Nood vir Nood gekyk, en hy was die middag siek, en ek het hom dokter toe gehad, koorsmedisyntjies gegee, maar, en ek het hom toe in die bed gaan sit, en toe, so in die middel van Nood vir Nood, besef ek net, maar ek wil gaan kyk of hy alright is. En toe ek by hom kom, toe sy in 'n stype aanval in, en dis toe die laaste wat hy normaal was. Ons is uiteindelik van die plot af hospitaal toe gejaag, en eers alles probeer by die huis, bad, en klou bad, al die goed. Toe jaag ons hospitaal toe, en toe ons daar kom, toe is die dokter besig met iets anders, en hy los my met die kind, wat so sit en ruk op my skoot. Ek en Anton ken Disprins, en Vicks, en dalk Benados, van ons kinderdae. Ons weet nie wat hier aangaan nie, ons weet nie wat om met die kind eers te doen nie. So, toe het hy nou daar in die hospitaal gelê, so 'n lang storie, hy was 2 weke in die hospitaal gewees, tipe van in 'n koma, of, ek weet nie eens wat dit was nie, maar hulle het hom toe, die dokter sê toe naderhand, toe ons uiteindelik by 'n goeie dokter uitkom, dat hy gaan hom, hy is nou op die antibiotika, hy word beter, maar hulle gaan nou ophou toets wat se virus dit was 'n virus gewees, maar wat ook al die virus was, maak nie saak, dit is 'n virus, en dit het hom nou asemnood gegee, en breinskade is daar, maar tot op daai stadium het ek nie eers gedink dat hy breinskade het nie, ek dog hulle hou hom dalk bietjie aan die slaap, en medikasie, intussen toe in die hospitaal vind ek toe uit, ek is swanger met ons tweede enetjie, weet Michelle ook nog, want ons het probeer toe nog vir die tweede kind, en so toe was dit nou maar net 'n woestelpad van daar af gewees. Sê vir my, jou verhouding met die Here op daai stadium, dit was in die aard van die saak nog baie jonk gewees, of jy was nog baie jonk, en jy was nog 'n jong Christen gewees. Jy was glad nie so naby aan God gewees, soos wat jy nou is. Ja, nie, ons was maar kerkmense. Ja, gewone. Ja, ons het in die kerk groot geword, ons het alles reg gedoen, ek was by al die bazaars, ek het al hulle popklere gekoop, my ma het al die puddings gebak, ek het die poppenkasse gehou, ek was klein man, ek het alles reg gedoen, ek is voorgestel, alles, in die kerk, so volgens my, en volgens wat die NG Kerk verwag het, was ek alright. En jy het miskien daai dit al begin vra, maar Here, hoekom? Ja, toe hy nou siek word, ja, toe ons nou in 'n toestand. Want ek en hy is toe nou by die diep kant ingegooi. Ons het geen idee wat aangaan nie. Hy het maar in dieselfde soort kerk opset groot geword. So ons was onkapabel en onbevoeg en onbekwaam. Ons het nie geweet wat ons tref nie. Sê vir my, op watter stadium in jou lewe, vandat Sean siek geraak het jy jou eerste boek geskryf? Hoe lank daarna? Nee, jare. Nee, kyk, hy is gebore in 93 gebore. En Michelle toe in 95 en Chantal in 97, ons het 3 kinders. Maar nee, daar was die tyd vir my om iets te doen nie. Anton het toe die besigheid op Pietersburg begin, soos 'n elektriese kontrakteursbesigheid, en hy het 100% gewerk vir dit. Want om by die huis te kom, en hier sit hierdie vrou, en sy is swanger, en sy is bleek, die hare hang, en hierdie kind, ek moet hom oefen die hele dag, want die dokter en die terapeute sê, hoe meer jy oefen, die ma, hoe meer ek hom oefen, hoe beter gaan hy moet binne 6 maande, dit wat hy gaan maak, dis wat hy is, oor 6 maande. So ek moet hom nou oefen, nou het ek nog naar en moeg, en ons het die hele sitkamer gemaak, en soos 'n oefenkamer, kussentjies, en daai tyd, nou praat ek mos nou van 94, daar was nie Google, ek gou, wat wil ek nou doen, ek kan gooi nou op, of wat 'n pilletjie nou,
Nou is hy hardlywig, want hy lê net daar. Jy het niks nie, jy moet maar bel my ma, wat moet mens doen? Of ek weet nie, moet mens hierdie goed uitgefigure nie. Maar hy toe nou, ek moes hom oefen. 8 ure 'n dag, die een program het gespesifiseer 18 ure 'n dag. Een van die programme is 18 ure 'n dag moet jy oefen, jy moet mense kry selfs wat jou help. Kom, in en uit gaan, vrywilliglik of betaal, kom hulle help jou blykbaar oefen. In Amerika werk dit so, nie in Suid-Afrika nie. Jy kry die mense wat jou help oefen nie. En die wat daar kom sit en die vat meer as smoutbruikers wat hulle jou help oefen. So dit het nou nie vreeslik goed gewerk nie. Maar Anton was min by die huis, so ons huwelik het redelik uitmekaar geval. So teen die tyd wat Michelle gebore is, toe nou in 95, toe het nie een van ons meer energie oor vir 'n huwelik. Dit was net, ons was opgebruik en ons, jy kan nie na kerk toe gaan nie, jy kan nie, wat gaan jy daar soek? Jy lyk soos 'n teertang, jy's moeg. Hy kom net by die huis in die aand slaap, oggend is hy weer vroeg uit. Ek het daarin vir Rosina gehad, wat nou nog by my is, na 32 jaar, is sy nog by my bediende, sy's 'n beste vriendin. Ek sê vir Anton, as sy my los, gaan ek saam met haar. Ek los hom. En vir jou, Sjoe. So, toe ons, sy was al wat ek gehad het, maar ons kon nie eens mekaar se taal praat nie. Sy maandpa het by ons gebly, want ons het toe, het hy nou die groot kontrakteursbesigheid gehad. So, skoonma het probeer help, maar haar arme ou gebruggies was nie sterk nie. En sy kan op die meeste maar by hom gesit het en gehelp het met die bottel. Ek moes hom oefen. Soos in oefeninge doen, soos, hoeveel was dit geweest? 200 van 'n soort. Nou lê hy daar op so 'n kussentjie en hy drink nou die sterk pille dat hy nou nie weer epilepsie kry nie. Nou lê hy daar op die kussentjie, ek sit daar by hom. Nou moet hy moet sy arm op, sy kop draai. 200 keer na 'n kant toe. Nou lê net smaal vir my. Hy het daarom gesmaal. Dan moet ek nou hier te kere gaan en geluide maak en lawaai en poppies en kleurvolle goedjies en ek weet nie wat ek alles gedoen het nie. Ek moet so 'n nar aangaan, dan draai sy kop. Dan sit 1. Dan gaan ek weer hier aan. 'n nar. Wat was hy te vind? Dan sit 1 na die kant. Dan gaan ek weer hier aan. So gat ons deur 'n dag. Dan doen ons daar 20. En ander oefeninge, hy moet sy armpies optel, want al sy spiere het seer gekry met hierdie in die brein waar die spierbeheer is. Dan lê hy nou daar. Dan moet ek hier te kere gaan, ek moet goedjies, poppies hê wat hier hang in die lug, en dan moet hy nou dit klap. Dan tel het vir 1. Dit kom draai, 1. So moes ek elke dag oefen, en ek is nie 'n routine mens nie. Niks van my werk wat ek ooit gedoen het wat routine nie. En toe het ek begin met, op 'n stadium, dat ek eers sê, toe ons huwelik nou in sy kanon in. Kyk, ons het voor hy beraader se kantoor in die kar sit en fight dat die venster so toebarsing. Die beraader vir ons kon klop en sê, kom, beklei binne. Ons maar binne toe, die dikbek. Hy sê, hy het die krag vir die huwelik nie. Ek het ook die krag, niemand het krag. En toe het ons na huwelikseminar gegaan nog, van Campus Crusade op daai stadium, het was nog te groot geweest. So sy sekretaresse sê, nee, het gelyk nie lekker met ons nie. Voor ons so toe gaan, besluit hy nie, hy is nou so moeg, hy gaan nou vir slaapterapie, of dit wat die terapeut toe nou voorstel, gaan vir slaapterapie. So, hy gaan lekker vir 'n week gaan slaap, by iewers in die hospitaal. En ek kan nie gaan slaap nie, ek borsvoed nou nog 'n een kind, en die ander een moet ek oefen, so, ek kan nie slaap nie, maar hy gaan slaap vir 'n week. So lekker, ek wens nou nog iemand wil my stuur vir 'n week slaapterapie. Dit was nou in 94. Sê vir my, op 'n stadium, ek dink ek het jou boek gelees en jy het gesê, hoeveel keer het jy gedink, maar jy's 'n slegte ma, kon jy nie beter vir die kind gedoen het nie, hoe kon jy nog 2 kinders gehad het, ten spyte van Sean, kon dit nie miskien met die twee dogters ook gebeur? Ja, ek was doodbang. Ek was doodbang toe hy nou siek is, en ek weet nie wat het God nou besiel om dit aan ons te doen. Hoekom het hy nie gekeer nie? Ek bedoel, ons sit daar in die hospitaal en hy lê daar en ons bid, dan gaap hy nou ook nog.
Ons bid vir die Here, hierdie Here wat ons nie ken nie, bid ons uit, help ons kind, ons weet nie wat moet ons doen, ons maak hom net gesond, want dan kom maar nou hierdie dominee ingestap en hy sê, dan kom vir ons bid, ons weet nie eens wie is die dominee nie, hy sê ek is julle dominee van die NG Kerk, ons het hom al gesien, maar hier so lank terug, ek kan dit nie lekker, daar was 3 dominees, okay, dit versagting, daar was 3, toe die een kom en bid hy vir ons en daar gaat hy weer en intussen huil ons net, want die kind, daar's nie hoop vir die kind nie, en toe het ek hierdie vrees van, wat het ons gedoen, wat God so kwaad is oor? Hoekom het hy dit gedoen? Toe as ek nou swanger met Michelle, en na hele jaar wat ek hom oefen, worry ek oor wat gaan gebeur as die kind gebore word. Duidelik, hy was 'n moeilike geboorte gewees, en daar het goed gebeur dat hulle gesukkel het om hom uit te kry, so hy het sy koppie het seer gekry, so dalk was dit hoekom hy toe nou nie gereageer het op die medikasie daai tyd nie, van die koorsmedisyne nie. So nou het ek hierdie vrees, ek kon hom nie uitdruk uiteindelik nie, hulle moes hom uitsuig met tange en seiers en hy het seer gekry, so wat gaan nou met hierdie een gebeur? Dis nou nog een. As ek nie eers een kon uitkry nie, hoe gaan hierdie een uitkom? So ek wou nie eens na 'n dokter toe gaan nie, ek wou net nie, ek gaan sê eendag vir die dominee, die een wat ek nou intussen leer ken het, Chart, in Anton werk, ek gaan koop inkopies en jaag dorp toe, ek stop al by die dominee. Ek sê, ek is gedaan, kan nie meer nie, wat moet ek doen, en ek is nou nog swanger op, obviously, hier sit ek nou. Hy sê, nee, hy ken, sy beste vriend is nou 'n dokter in die dorp, hy's 'n gynekoloog, dink hy's 'n gynekoloog, hy was altyd 'n gewone dokter. Hy sê, gaan na hom toe, Kobus. Ek sê, ek trust mos nou nie 'n dokter nie, want hulle het vir Sean deur hel gesit, van geboorte tot waar hy ook al nou is, en ek kan nie, hy sê, gaan net, nou wag ek nog so 'n maand of 2, nou dink ek moet seker nou maar gaan, maar die arme ou het hom seker doodgeskrik vir hierdie vrou, ek het daar aangekom en gesê, ek trust nie dokters nie, ek is hier, want die dominee sê ek moet na jou toe kom, maar hy het my so mooi behandel, en tot op die dag toe Michelle uiteindelik nou reg is om gebore te word, ek was so bang, ek het net gedink, wat gaan hier uitkom? As die Here nie, hoekom maak hy nie vir Sean gesond nie? Hoekom het hy nie geluister na daai gebede nie? Wat gaan hy nou bid ons die hele jaar, 9 maande vir hierdie kind, en nie, wat gaan gebeur? Ek het 'n hoeveel keer wakker gemaak, voel ek sy lê stil, ruk ek aan, dit is hoor, is hy nog iets hier binne wat lewe? Dit was, ek was doodbang, en dis is sommer 'n simpel storie, toe ek nou uiteindelik, ek het my epiduraal ook gegee, so ek kon ook nie voel nie, nou worry ek, as ek nie eers kan voel nie, toe ek kon voel, kon ek die kind nie eers uitdruk nie, nou wat moet ek doen? En nou die suster kom, en sy druk die op my maag, en hulle sê, die dokter sê, okay, hy sien 'n kop, hy sê druk, maar kyk, ek druk, dat hy kind daar uitvlieg, asof sy op branderplank, dis net water, hy sê, okay, dis reg, is goed, stop, maar sy is toe nou uit, maar nou vat tel haar so op, nou wag ek nog steeds, wat fout met die kind? Wat gaan God doen? Want ek is bang vir hom. Hy sê, baie geluk, is 'n seentjie. Nou kyk ek, en ek sien, dis nie 'n seentjie nie, dis 'n dogtertjie. Nou weet ek nie, hoekom sê hy so iets vir my? Dit is nie reg nie, nie dit vir my sê eers nie. Want hy sê, is dit 'n grappie? Is nie 'n goeie tyd vir 'n grappie gewees nie, maar dieselfde met Chantal was ek net so bang, maar sy het intussen, toe sy kom, toe sy nou, ek sê, Michelle was heeltemal normaal, alles, sy sê perfek. En hier kom, toe ek Chantal nou later moes gekry, toe sy haarself so, sy het bommelakkiesies geslaan, want ek het dalk geruk, word wakker, wat, is jy nog hier? En wat mense hoor moes nou, as iemand weet van 'n gestremde kind, dan, hulle vertel jou die ergste stories wat met hulle sissies, neefies, wat gebeur het, en so ek weet alles van verdrinkings en van wat alles fout kan gaan met geboortes, so toe Chantal kom, ja, ek was net so bang geweest, maar nou dink ek, okay, dit gaan so ver nie te bad nie, Michelle is okay, en toe met al die dat ek al so gepouk het sy het regtig bommelakkiesies geslaan, niemand glo my nie, ek weet nie hoe is dit moontlik nie, maar toe moes hulle haar met 'n keiser nie lewe bring, want sy is opgerol, soos 'n jou. Toe hulle haar uitkry, rol haar ook uit so uit vir my. Okay, hier sy nou. Jy het in jou boek geskryf, ek dink wat my ook gevang het van hierdie hele ding is dat iemand wat nie met 'n gestremde kind se lewe moet deel nie,
is waar julle byvoorbeeld na waar ons toe julle wou een keer weer Botswana toe wou gaan, die probleem wat julle gehad het net om vir Sean 'n paspoort te kry. Nee, dis baie lang stories. Daai een keer wat julle toe uiteindelik by die karavaan kom en die trappe het nie 'n weet jy, dis 'n hele verhaal. Hy kon nie sy voete daar never mind trappe. Hy kan nie sy vingerafdrukke gee nie. So vir enige SASSA aansoek of paspoort of ID-boek al sy hele lewe. Hy kan nie 'n vingerafdruk gee nie. Hy knyp hy duime so vas en hy skreeu. Maar gelukkig, ek gaan nie hierdie storie vertel, dit is te lank. Die feit is die een man van SASSA het toe vir ons gekom met die bussie van SASSA, hulle het blykbaar 'n bussie en hy kom hier aangery en hy bel ons, hy sê ek is hier, ek stop nou 12 uur Vrydagmiddag, hier's ek nou. Bring vir Sean, dan kyk ons of ons hom kan 'n paspoort kry. Ag, maar daar's soveel goed, die trappies wat hy trap met sy voete reg deur en net om te sit vir die foto, hy doen dit nie, hy druk geen die vingers nie en dit vat ure en dis 'n lelike storie. Jy skryf ook in jou boek hoe jy het op vakansie gegaan, ek dink aan Natal of iewers en Sean dra nie onderbroeke nie. Hy dra doeke. Ja, maar toe julle nou op die strand was, het hy nie daai tyd 'n onderbroek aangehad. Hy het 'n swembroek. Ja, hy het 'n swembroek aangehad. Ja, hy het 'n swembroekie aan want jy's ook nou nie lus met hierdie nat spul op die strand. Ja, en op 'n stadium met Sean nou 'n moeilike maag. Nee man, 'n gewone maagie. Hy was net nie hy het toe al begin loop. Ek moet nou net eers sê hy het al my oefeningkies en goed tussen al die babas deur het hy toe nou uiteindelik dis 'n lang storie, maar hy het geleer loop. Ek moes hom leer soos 'n baba, moes hy kruip, maar hy wou nie, hy het so op sy boude gestuur, die hele huis vol, want die terapeut beserk geraak, hoekom die kind mag nie op sy boude skuif nie, so toe het ons nou baie oefeninge moes doen, en uiteindelik toe Chantal al gebore is, toe begin hy homself optrek aan 'n snoekertafeltjie wat ons gehad het, want hy wou die balletjies rondstamp, toe leer hy homself loop, so al om die tafel, soos 'n baba moet loop, jy sal nou sien, jy's 'n oupa, jy sal nou sien hoe 'n babietjie leer loop, dis wat ons met hom moes leer met 'n lang lyfie, so toe hy nou al kan loop, nou is ons op die strand, nou dink ek, nee, ek vat 'n kans, trek net sy swembroekie aan. Nou gewoonlik as ons op die, soos dit was Margate, so dit mooi onthou, dan sit die mense soos sirkus arena so om ons. Ek weet nie hoe gebeur dit nie, maar elke keer is die sirkus is, daar's nie 'n tentie, maar daar's 'n sirkus. En Sean val daar rond, dan sê hy net so maar dingetjie, nou begin hy te loop, nou het Anton hom al see toe gevat en terug. Nou staan hy daar. Ek speel net maar met die dogters. Hulle is nou klein. Hy was toe seker 9 jaar oud of iets. Ja, nog 'n baba, ek sê hom altyd. En hy staan so rond en hy kyk en ek sien net hy skud sy voet so, hy ruk sy beentjie so. Toe val daar nou 'n ding uit daar. Kyk, maar jy het nog nie gesien hoe vinnig ek is nie. Ek was daai tyd baie slanker en vinniger. Ek gryp daai emmertjie en ek skep daai ding. Voor daai hele sirkus nog kan hande klap, as ek daar uit toilet toe met hom en die emmertjie. Ek trek hom toe maar 'n doek aan. Jy het in baie sulke stories, hoor. Nie net een boek het jy geskryf, jy wil nou net, ek dink is op 'n van jou laagtepunte, waar jy, en ek onthou, jy skryf, jy wil net soos 'n normale gesin tog net jou kinders vat en net iewers heen gaan. En jy sê daar, jy het bypaar na 'n skildery uitstalling of 'n kunsuitstalling toe gegaan. Ons kom nou nog glad nie by die hooptema hier uit nie, maar daai storie is ons werk met 'n plan hier so. Ons werk met 'n plan. Okay. Nee, ek het geglo van kleins af met die dogters meer leer as net van Suid-Afrika. So die keer wat ek en Anton kon oorsee gaan, het ons hulle saam gehad van kleins af, soos Europa toe, so, en ek wil julle moet weet van kunstenaars, so daar's nou weer die groot meesters kunsuitstalling in Johannesburg aan die gang. Nou sien ek is aan die gang, maar dan die dogters nou eksamenkies of dans of iets, so, ons kom nie daarby uit nie, en toe sien ek Saterdag is die laaste dag, ons gaan, en Anton is met 'n mannekamp of iets besig, so ek het toe besluit, Sean en Michelle en Chantal, hy moet nou maar saam, en my suster gaan saam, my. Nou jaag ons Johannesburg, en as dit nog reënerig op, herre tog, nou staan nie ysbakke in die plek nie. Nou moet ons daar met die trappe op, en hy sukkel, hy kan nou nog die trappe klim nie. En hy is al 32.
Nou is ons daar met die trappe op. En Michelle en Chantal was, sê nie maar hulle was so vroeg hoërskool gewees. En hulle weet nou al van kuns goed. Hulle weet ook hoe om hulle te gedra so by 'n kunsgalery. En nou kom ons al bo, nou is al hierdie lieflike Renoirs en allerlei name wat ek eers kan onthou nie. Dit is so mooi. Ek wil ook net die goed kyk. Maar die kind wil dan almal vat. Hy wil vir almal sê, wat die tannie sê, kom kyk die tannie. Party tannies hang nog uit op. Hy wil net pouk aan hierdie skilderye en dan sal nou so so lyn geplak, so 'n meter van die skildery af. Nou as jy oor hy lyn gaan, dan skree daar 'n alarm. So sonder daai alarms wat afgaan, dan sê security op ons. Michelle en Chantal sê hulle kan nie meer nie. Hulle gaan ek sê gaan kyk net daar. Gaan kyk op 'n ander plek. Los my met die kind. Sy sê maar die kind, sê Michelle nou vir my, die kind trap oor die lyn. Ek kan nie, ek is hier, ek keer hom, ek probeer hom keer, maar hy trap oor die lyn. Ek sê, wie sy ma? Sit ek of jy? Maar nou Michelle sê, sy is al van 2 jaar af is sy 'n ma, want sy moes baie vir hom help kyk het en net sy oefeningkies gehelp het en so. So, dit is altyd ons grap daarin, maar uiteindelik moes ons toe nou met die trappe af weer, en hy kan nie, ek is te swak om hom te gehelp het toe al, hy raak ons nou groot en lank. Nou laat ek hom altyd sit by 'n trap, wat hy kan afskuur op sy boude. Ja, maar hy perform toe nou daar, hy besluit vandag gaan hy nie sit nie, hy wil nie daar afgaan met, hy wil seker nog die tannies kyk op die skilderye. So hy begin daar, hy wil nie gaan sit nie, nou pluk ek hom af, nou wil hy nie, nou sê Michelle, sit langs hom, dan sal hy afgaan. Nou gaan sit ek langs hom. En is al die Johannesburg tannies daar met hulle fancy hare en klere en boetsies en ek sit op die grond en ek pluk hierdie kind af dat hy sit en hy skreeu. Nee, sleep hom af. Trappe af tot daar. Een vrou kom al verby gestap, so dame. Sy sê, are you all right? Ek sê nee, ek is obviously nie all right nie, maar dankie. Gaan dan verder met die trappe. Maar dit was wanneer het jy jou eerste boek begin skryf? Want intussen tyd het dink op 'n stadium met Anton se maatskappy toegemaak, COVID het gekom, al hierdie tipe goed ding, dit begin baie sleg gaan. Wat my aangegryp het van die hele boek is ek het eendag as ons by 'n kerkfunksie gewees en ek het haar lewe nou so dopgehou, hulle lewe so dopgehou met Sean. En ek vra vir die sirkus. Nee, ja, die sirkus, maar daar was nou niks wat uitgeval het. En ek vra vir haar en hy sê net vir my, hoekom is jy nog steeds 'n Christen? Hoekom het jy daai verhouding met die Here? Hoekom het jy 'n kerk begin? Ek verstaan dit nie. Hoekom het jy nie baklei met die Here? En al die lelike vrae gevra, soos wat enige een sal doen. En sy sê toe vir my, maar God gee my hoop. God het gemaak dat ek elke dag kan opstaan en daai dag kan aangaan en klaarmaak en die volgende dag weer opstaan en aangaan en die dag klaarmaak. Wat my gevang het van jou hele, veral toe ek die boek gelees het, hoe kry 'n mens dit reg om hoeveel boeke het jy geskryf? 21. Jy het 'n veertjie toekenning gekry. Jou boek Tuimeltrein word volgende jaar vir die Matrieks, IEB skole. Emosioneel, ek weet dit. Dit is net vir my so amazing hoe jou boek Tuimeltrein word nou, soos jy gesê, volgende jaar uitgegee vir die matrieks vir 'n voorgeskrewe Afrikaanse boek. En jy het net met al jou boeke wat jy geskryf het, was daar ook soveel probleme. Dit is nie net vir boekskryf en 'n uitgewer kom en daar raak jy skatryk en jy koop 'n huis in die Kaap nie. In Italië. Of Italië. Ja, dit werk nie so nie, jy weet. Maar ten spyte van al daai goed van Sean, die met Anton, met die goed wat hy deur met sy werk gegaan het, al daai goed. Ek verstaan nie, hoe het jy dit reg gekry om nog steeds kreatief te bly en nog steeds boeke te skryf? Ten spyte van al daai, ek meen, jy het op 'n stadium vir Sean na 'n kerk toe gevat of 'n geneesbiddingsdiens. Hulle het vir almal gebid, behalwe vir Sean. Hulle het vir een of ander rede nie vir Sean raak gesien. Maar ten spyte van al daai, het jy nog steeds 21 boeke geskryf. Hoe doen 'n mens dit? Ek dink dit
toe ek jou boek lees en ek kyk al daai goede, so dink ek myself maar, hoe is dit moontlik dat jy so iets doen? Wat het jou gedryf? Ek dink dit is tog die boodskap. Dit is die voorbeeld wat jy is vir soveel duisend mense daar buite. Hoe werk Man, dit? ek gaan nou baie vinnig sê, vandat ons by daai huweliksberading ding was, toe Sean nou en Michelle nou klein was, daar het ons tot bekering gekom. Ons het toe besef, maar dit gaan nie oor wat God vir jou doen eintlik nie. Dit gaan oor, hy's God, jy moet hom dien en hoe groot is hy? Hoe groot is God? So, van daar af het ons 'n honger ontwikkel om God te leer ken. So, ons het begin Bybelstudies by die kerk bywoon en man kyk, hulle gee vir my 'n kans en vertel ek hulle, die Here gaan hierdie kind gesond maak, want ons het nou besluit nie, ons het dit geglo. Die eerste diens nadat ons was by die huweliks verrykingskamp naweek, eerste diens wat ons bywoon by daai selfe NG Kerk, preek daai predikant van Hebreërs 11 vers 1 van wat is geloof, dis om seker te wees van wat jy hoop en oortuig te wees van wat jy nie kan sien nie. Seker te wees van wat jy hoop en oortuig te wees van wat jy nie kan sien nie. Daai dominee vertel ons daai vers en hy lees daar in Openbaring, as soos Abraham, al die ouens voor ons, as jy doen wat God wil hê, as jy gehoorsaam is, dan sal God jou beloon. So, ons het daar 'n bietjie 'n rigting ingeslaan wat ons gedink het, maar dan gaan God om ons gesond maak. Ek hoor dit en ek dink maar, hoekom sal hy, en Anton hoor dit, ons stap uit, hy sê vir my toe ons uitstap, Anton, en hy is die linkerbrein, ek is die regterbrein, ek glo, ek het net groot planne en groot drome. Anton sê, toe ons uitstap by die kerk, God gaan vir Sean genees. En ek sê, ek het dit ook gehoor. En kyk, van daar af toe vat ons daai ding. Jy het al gesien hoe vat 'n boerboele tyre. Kyk, en ons het geglo, vir baie jare het ons elke ding gedoen, dis hoekom ons wou elke ding van die kerk leer, en alles, geloof, elke ding, as iemand iets te sê het, dan luister ons, en ons het baie visgraat, ons het die vis geëet, maar baie visgraatjies ook nou maar gekry tussen, en oor die jare het ons vasgehou, daai hoop, ek het daai dag daai hoop gekry, dat geloof is om seker te wees van wat jy hoop, en oortuig te wees van die dinge wat jy nie kan sien nie. Ek dink daai ding het vir my daar gevat, en daai hoop het ons vir jare aan die lewe gehou, en positief gemaak vir die toekoms, dat ons dink, maar daar kom 'n tyd wat Sean gaan gesond word, daar kom 'n tyd, ons moet net vasbyt, as mense net kan sien, dat God beloon die wat na hom soek, en ons het gesoek, ek en hy, Anton het later gaan teologie swat, ons het die volmontie gedoen, en ons was begeester, dis nie dat ons het sommer net gedoen het, om nou die Here te beïndruk nie. Kyk, as daar 'n plek is, as daar 'n begrafnis is, kyk, laat iemand doodgaan. Ek gaan so in toe met Sean, pluk hy doek uit, trek sy onderbroekie aan, ons gaan begrafnis toe, en daar, nee, ek vat die onderbroekie saam, ek het nou my les geleer, moet nie die doek los nie, trek die doek aan, vat die onderbroekie saam, as ons daar kom by die begrafnis, ek staan en bid, die ander mense huil, ek dink, Here, dis nou, goeie tyd, daar langs die graf, Sean sit en gooi klippe daar, skoonma se graf op 'n stadion, want almal skep nou die grond mos na die tyd in, nou sit hy daar langs die graf, en hy gooi klippe, ek sit op mooie centerpiece, dit gaan gebeur, so ek het daai verskriklike hoop in my, wat geen mens het nie, en dit is versekerde gawe, want, as 1 Korintiërs 13 sê, geloof, hoop en liefde is die gawes om te hê, so ek het hoop, en hy het toe nou nie daar by die begrafnis die onderbroekie aangekry nie, want hy het nou nog steeds so, baie jare later eers, is ons uit die doeke uit, met baie drama, maar die ding is van hoop is, ek vat hom en ek glo dit is waar, en Anton doen dit ook, hy doen dit nog op groter maniere, ek bedoel, as hy gaan swat teologie, terwyl die kinders was nog klein, het was in 2000, gaan swat hy voltyds teologie, en hy is werkloos, ja, dis maar het sy maatskappy bankrot. Ja, toe is ons al bankrot, hy het toe nog begin met 'n Maika winkel op die dorp, maar dit het toe nou ook nie lank gehou nie, en toe gaan ons Bybelskool toe, voordat hy begin swat, het Bybelskool by Linwood Riff, hemel, en ons doen 'n jaarkursus daar oor die Bybel. Hoekom het niemand ons hierdie goed gesê nie? Ons weet niks van die Bybel af nie, ons is so dom. Van kleins af, jy doen Sondagskool, jy weet nie wie's Abraham en Paulus en waar pas hulle op hierdie tydlyn in? Ek het geen idee nie, jy weet niks nie.
So met alles wat ons probeer het by alle mense leer, wat is jou geheim? Hoekom werk God? Hoe werk God met jou? En elke kerk het 'n ander ding. En elke mens het 'n ander ding, want elkeen is uniek. So elkeen het sy eie storie. En dis nie jou storie nie. Eers toe ons daai Bybel tackle daai dag en ons vat hom deur uit ons die jaarkursus gedoen. Toe professor Stefan Joubert op daai verhoogie stap en hy gee vir ons 'n lesing. Ek weet nie eens wat dit was nie. Dit was iets van die Nuwe Testament. Ja, ek en Anton kan nie glo iemand kan soveel weet van ons geloof nie, van die Bybel en van God en van Jesus en so maklik. Hy so eenvoudig as hy praat en ons besluit ons gaan saam met hom Israel toe daai jaar. Dit was die jaar 1999 November. Ja, dis almal nou bang op moet nou oor die oorgang van die computers. Die wêreld gaan einde. Maar ons is nou November daar, ons is nou nie daar einde Desember dat ons nou kan die second coming beleef wat almal glo is in Jerusalem wat moet daar gebeur. En ons is daar in en uit. Maar Anton sê toe vir Stefan op 'n stadium, hy wil gaan teologie swat wat ons is so begeesterd dat die man hy praat en hy praat soveel waarheid en ons weet nie hierdie goed nie. Ons ken nie die Bybel nie. En ons ken nie vir God nie, nog steeds hier na al die jare. En Stefan sê vir Anton, kom, sien my Januarie, ons skryf vir jou in. So, dit was in die 30, hoe oud was jy? Ek 40, skryf hy in. Swat 6 jaar voltyds teologie en en toe hy nou uiteindelik, soos wat hy nou leer ek nou maar by hom ook en ek is by die kinders van die gang en hierdie ding, die ding van die hoop om by dit terug te kom, het my aan die lewe gehou. Sean gaan gesond word. Ons doen in my agterkop glo ek, ons doen die regte ding. Anton swat teologie. Ons leef, ons doen alles by die kerk wat ons kan. Maar ons ou kampe, ons ou bazaar. Ons noem dit ding en ons doen dit. Ek nog nie 'n dooie ou uit die doodheid opgewek nie, maar dis seker as daar 'n kans was om dit gedoen op. Maar ek het bly hoop Sean gaan al hierdie goeters, dis soos daai iewers staan in Openbaring van ons gebede is soos 'n bak met roosblare, wat is droë roosblare? Ons is potpourri, ons is 'n bak potpourri, wat is die woord ook al, voor sy troon. En dit is soos 'n reuk, 'n goeie reuk vir hom. Ek dink ek praat nou iets wat waar is. En ek het net gedink, as ons genoeg bid, gaan hierdie bak vol word en oorloop. En ek dink jy woord, dit is nie potpourri nie, dit is iets anders wat ek nou aan dink. Die bak gaan oorloop en as hy oorloop, as daar genoeg gebede in daai bak is, dan gaan hy vir Sean gesond maak. So die laaste nonsens was toe ons uiteindelik in die tyd van TB Joshua, wat so baie mense daar toe gegaan het en gesond geword het. Ons het regtig navorsing gedoen, ons het gaan goed bywoon by kerke wat hulle praat, wat mense wat daar was, groot kerkouens, wat gesê het, dit is die waarheid, hierdie man het 'n gawe, hy kan genees, en ons is boots and all, ons glo, ons het hierdie hoop, hy gaan hom daar, dit die plek. Maar toe word ons Sean nie gekeer nie, ons twee word toe gekeer, en jy moet gekeer word, en Sean, jy weet, hulle bid daai kant, en dan as die Here gee vir hulle name of iets, vra vir die Here asseblief, moenie laat ons gaan, as dit nie gaan gebeur nie. Ek het die krag vir Afrika in die eerste plek, dis in Nigeria, ek wil nie my kind in Afrika aanvat, nie ooit weer nie, want dis waar hy siek geword het, en uiteindelik toe is die vlug nou gekanseleer, en ons het die volgende dag gevlieg, die Vrydag, die donderdag kanseleer hulle die vlug, waarop ons toe nou uiteindelik sou gaan. Ons was moedeloos, kyk, Anton het 'n linkerbrein, so ek dink hy aanvaar net, dit het nou gebeur, maar ek het baklei en gestooi, en nee, dit was, ek kon nie glo, dat die Here dat hy dit nie doen nie. Ja, dit is, ek voel, hy is in beheer van alles. En ons doen in geloof, baie mense sal sê, jy moet bid, maar jy moet ook doen. Kyk, ons het alles, Sean, ons het gebid, ons het gedoen. Ons het 'n onderbroek saamgevat, oor ons. Die blou onderbroek oor ons gevat, daar was met tye wat het baie slegter gegaan het, as net daai beentjieskit. Maar uiteindelik, met Anton wat nou ken en meer kennis het, 6 jaar se kennis van teologie, en baie goed, baie meer, as wat ons ooit geweet het, en die pad wat God met ons stap, nou besef jy, maar net, ek het daai dag, toe nou gedink, dis nou klaar, ek het nie meer die hoop dat God hom gesond maak nie, ek weet dat hy gesond is, want hy's 'n
Hy is alles wat Jesus is, wat geen mens wat ek ken is, wat is Jesus soos Sean is nie. Hy is so lief vir homself. Nee, dis nou nie Jesus lief vir homself. Hy het selfliefde, wat ons nie een het nie. Hy is lief vir elke mens op hierdie aarde, van boemelaar waar hy lê, hy sal vir hom gaan haal, hy sal vir hom druk en hy sal vir hom soen. Hy is gelukkig, hy gaan slaap gelukkig, hy staan op gelukkig, hy maak my moeg so gelukkig as hy partykeer, as ek in 'n by is, en hy is net hierdie wonderlike mens wat, hy sien nie kleur nie, hy sien nie jou geslagvoorkeure nie, hy sien nie of jy lelik of mooi is nie, hy sien niks aan, hy sien hierdie mens, en hy like hierdie mens, en ek dink dis hoe Jesus is, maar jy het nog gevra oor die skryf, wat ek dit sê. Na Michelle gebore is, op 'n stadium ek begin kreatief goeders doen om my besig te hou, om uit die gat uit te kom waarin ek was, want jy's maar redelik in 'n gat, jy's alleen by die huis en so, en ek het toe na die kursus wat ek en Anton die huwelikskamp wat ons gedoen het, ek begin dink, hoekom weet ons dit nie? En hoe meer ons weet van die Bybel, hoe meer wonder ek, hoekom weet ons dit nie? Wat in die Bybel staan nie. Ons ouers het nie daaroor gepraat nie. Die dominee het so preek al bo, jy sit en jy en jou boetie tjoef mekaar hier onder by die bank, jy hoor niks wat die dominee sê nie. En ons verstaan mekaar nie. Ons verstaan nie die dominee nie. So toe ek daai tyd begin met soos 'n alfabet maak vir Sean, dat hy nou kan, hy moes kleurvolle goed sien. So ek het 'n bond alfabet gemaak, wat vir hom kan werk, want ek vir hom na die prentjies gewys en in sy kamer gesit. Toe ek 'n bordspeletjie begin maak. Toe dink ek, wat is die maklikste vir 'n gesin om te leer van Jesus? 'n bordspeletjie. So ek het baie jare bordspeletjie gedoen, geskryf, goedjies geskryf, tussen die kinders deur, navorsing gedoen, en uiteindelik toe gaan, iemand is dood van my ma of my pa, of iemand, en daar was bietjie geld, en ons het die bordspeletjie laat druk, en dink jy nou, ouers wil dit vir hulle kinders koop? Nee wat. En ek sit nou nog met 'n klomp, ek het baie jare hard probeer, ek is toe in 'n kinderbediening in, toe ek het begin poppeteater doen, en poppe praat, en ek sien toe maar, ek is goed, ek kan stories skryf, en toe ek begin met 'n boek wat gaan oor monnikies, 3 jong monnik seun in die middeleeue, in die tyd toe die Vikings die Engeland die eilande begin oorvat het, en daar is toe 'n ware boek, The Book of Kells, wat ek toe my boek op baseer, en ek vat toe 3 jong mense wat vlug met die boek van Skotland na Ierland. Jare daar gefors. Ek praat nou van die tyd wat Anton nog geswat het ook, so dit van 2000 tot 2007, 8, 9, 2010 het ek die boek klaar gehad. So ek het baie jare gewerk tussen die kinders en Anton, alles wat hy doen, kerke stig, dominee wees, al sy groot planne, en kyk, hy het groter planne as ek, maar hy pak dit seker meer linkerbrein aan. So my eerste boek was We Monks Tale, The Secret of Immortality. We, soos klein monnikie, We Monks Tale. Alle jare is hy al gehad om 'n uitgewer te kry, en alles van viespewende berge het my gestop, tot brande, nie brande nie, reën, verspoelings, die bordspeletjies, elke ding wat ek aanpak, voel het asof daar 'n verskriklike natuurramp gaan volg. Die een tannie wat my boek geproef lees het, sy was 'n dosent, 'n afgetrede dosent in Engels, so ek vra, lees my boek, ek het haar betaal, sy gaan dood aan varkgriep. Ek waarsku julle net, ek sien nou op Facebook, dat op die son was 'n ontploffing, nee, en ons kan binne die volgende paar dae 'n klomp meteoriete wat ontplof hier om ons gaan verwag. Ek sê vir julle, so moet ek hier sit. Noem 'n ding, en nou is 'n ongeluk wat ons tref. Ek en Anton skud maar net ons koppe. Maar ek het altyd die hoop, ek en die Here gaan oor daai berg spring. Hy's aan my kant. Ons gaan oor die berg spring. Ek moes al baie keer soos 'n mol deur daai berg byt met my tande om aan die kant uit te kom. Dan werk ek maar uit, want ek het nou, soos jy sê, ek het daarom nou al 'n paar boeke uitgegee, maar die Here, dit het maar net baie langer tyd as wat ek het. Baie meer tyd. Ek dink die een ding wat my ook bygeval het is toe ek jou gevra het of jy sal instem om my eerste gas te wees, het ek nie gedink jy gaan dit doen nie.
Want ek sê vir Anton, hoor jy, ek sê vir hom van my dagbreek stories, idee wat ek het. En ek sê vir my, ek dink ek gaan vir Renay vra my eerste gas te wees. Daar antwoord hy my nie toe gekom. Nee, want hy weet ek praat te veel. Jy weet, nee, kyk, hy het nie 'n fout gemaak. Maar nee, ek spot jou net. Maar die ding is, en toe vra ek jou, en toe sê jy ja. En toe sê jy ook vir my, en hier is die een deel wat my ook gevang het, is dat jy sal kyk of jy iemand kan kry om vir Sean op te pas, want hy kan maar moeilik raak terwyl jy die ding het, en ek bly stil. Praat te veel. Ja, maar die ding is, in Sondag toe sit ons in die kerk, en Sean was maar net weer Sean gewees. En hierdie ding kom by my op, en ek dink myself, maar hoorie, hoeveel van hierdie goed sou hier gewees het, as Sean nie hier was nie? Hoeveel van hierdie dinge sou julle aangepak het, as Sean nie hier was nie? Ek en Anton stap eendag daar in die berg op, en ons gaan kyk goeters. En ek verdwaal, en dan kom so terug, ek sien, hier sit Anton, en ek dink hy het so 'n bietjie stilte tyd, nou staan en wag op vir hom, dat hy moet klaarmaak, en ek stap na hom toe, en ek sê vir hom, Anton, besef jy niks hiervan, want ek dink wat van die miskien die mense by die huis wat nou kyk, wat hulle dalk nie weet van Anton en Renay nie, hulle het intussen tyd kuiertjies begin, wat omdat hulle so 'n seun het, en daar's ook 'n storie om dit, maar nou in elk geval hulle dit ook begin, en ek sê toe vir Anton, besef jy dat niks van hierdie goed sou hier gewees het, as dit nie vir Sean was nie. So, hoe amazing is dit net nie, dat die Here deur Sean al hierdie goed gebeur. Ek meen, hier sit ons, en ons praat, en alles gaan om Sean. Ja. As dit nie vir hom was nie, was hier niks gewees. Ja. Hoe ongelooflik is dit nie? Ja, Niks nee. hiervan sou gebeur het nie. Nee, dit is waar. Dit is, kyk, as ek nou iemand sien met 'n jong gestremde kindjie, dan ek weet wat is vir ons deur vir oor 32 jaar. Dit was nie net maklik, en ons lag nou, en ons het baie gelag terwyl dit alles gebeur het, want op 'n stadium lag jy maar net dan. Ek dink humor het ons deurgedra, en hoop, humor en hoop. En ek weet nie of dit net vasbyt of jy het nie 'n ander keuse nie, dit moet met jou gebeur, jy moet dit doen. Maar as ek moes weet toe Sean siek geword het die dag, hoe die pad wat ons sou gestap het, ek weet nie of ek dit sou gemaak het as ek dit moes gesien het. As ek moes weet, maar nou sien jy, kyk jy terug en nou sien jy, maar God is met jou elke tree van die pad. Dit gaan dalk stadig, vir my. Ons is ouens wat dinge vinnig wil doen, maar ons het soveel seën, en met hom ook. Dis nie net maklik, hy nog steeds nie. Hy loop al hoe swaarder. So hy begin al hoe meer te val, so hy begin nou eintlik weer sleg te raak. Maar hy is so happy met dit alles, want dit kan hom nie pla nie. Dit is my probleem, dit is nie sy probleem nie. So dit is waar, alles wat gebeur het is as gevolg van hom en ons verkering. As dit nie gebeur het nie, sou Anton nog 1 miljoen gemaak het, en nog 1 miljoen, en nog 1 miljoen. En ek sou dalk in Italië gebly het, soos wat ek graag wil, maar dit het nou nie gebeur nie. Ja. Ek dink, om miskien net af te sluit, ons is seker lank al oor ons uur, ek weet nie. As jy, ek dink daar's soveel fasette in jou lewe, en dit is wat een van die goed wat my ook vasgevang het. Daar's soveel dele in jou lewe waarvoor jy vir soveel verskillende mense 'n voorbeeld kan wees van vashou en hoop, en hou God aan jou kant. Wat sou jy vir veral, ek dink jy's 'n vreeslike groot voorbeeld vir vrouens. Ek meen, jy het een keer die opmerking in die kerk gemaak, Anton preek oor Salomo, en toe hy klaar is met die preek, toe sê Renay, ja, Salomo was die wysste man in die wêreld, omdat hy oor die 700 vrouens gehad het. 1000 vrouens gehad het. Dis hoekom God vir Salomo 1000 vrouens gegee het, en dit maak hom toe die slimste man in die wêreld. Ja. Maar gelukkig het jy weet die Here, hy het net een vrou nodig, en dis ek. Ja. Maar as jy 'n boodskap vandag vir vrouens kan gee, en daar's in vandag se tyd, is 'n baie moeilike tyd wat ons in leef. Daar's soveel probleme, soveel, die lewe speel, gooi my net 'n verkeerde kaart
of verkeerdehandse kaarte na jou toe. Wat sou daai boodskap vir daai vrouens wees? En natuurlik nou vir mans ook, maar ek dink in jou reg sal jy tog opstaan vir vrouens en veral vir aspirant mense wat 'n droom het, maar wat ook 'n Sean in hulle lewe het, wat ook 'n maatskappy het wat besig is om bankrot te gaan. Hoe staan 'n ou daaruit op? Nee, dis net so En jy groot. maak 'n sukses Jy van jou vra nou 'n lewe. groot vraag wat baie ure het gepraat. Nee, maak hom kort. Dis maar genade. Ek weet nie of ons veel reg gedoen het nie. Dis meer genade wat die Here nou maar net, ek dink, as ek begin bid, en dis nou nie asof ek elke oggend die Bybel oopmaak en lees en nou bid ek nie. Ek is sommer die hele dag aan die gang en want ek glo elke mens se verhouding is so uniek. Dit wat ek sê of doen vir die Here gaan 'n ander ou laat flou val. Ek kan nie so praat met God nie, maar ek het 'n kind wat ek kan dit nie sê nie. Okay, ons het deur baie poefbroeke met hom. As ek vloek, moenie die Here gee nie om nie. Hy dink ag jemmel. Regtig. Of weet jy, of as ek sê Here, asseblief my dogter nou dit en dit, dan dink hy seker regtig ek is in oorlog besig. Die kind se goed sal uitwerk. So ek dink humor is wat die groot ding en hoop en ek het nou so 'n handjie uitgewerk. Ek weet my man hou daarvan om sulke woordjies uit te werk. Ek weet nie wat nou mense dit nie 'n smart woord, maar ek het 'n woord vir hoop en dit is 5 vingers. Hoop. Die eerste een is alles gaan oukei wees. Every little thing is gonna be all right. Dis al wat ons het om te glo. Want ons glo in die God wat die heelal geskep het. So dit moet alright wees. Of dit nou hier is en of jy na hemel toe gaan, dis alright. Jy's alright. Want die hemel is nou maar nie hier op aarde nie. Ons almal gaan deur hel. So ons gaan alright wees. Die H is God. Die H staan vir Here. Die Here is groot, hy's God. Hy weet alles en hy het vir jou die beste in gedagte. Of dit nou goed of sleg gaan, die lewe gaan, dit is hoe dit met almal gaan. Die Here is in beheer en ons glo dit. Dis ons geloof, ons glo dit. As jy dit nie glo nie, gaan soek 'n ander geloof, maar die Here met goed en met sleg, hy's met jou, soos met Job. Job is 'n goeie een. Okay, so H vir Here, die eerste O is ongeag wat die lewe vir jou gegee het. Dit sal okay wees, jy gaan daar deurkom, dis net 'n seisoen. Dan die swak vingertjie, hierdie ou enetjie is opstaan in die oggend. Jy moet opstaan. Ek weet van mense wat in erge depressie ly en dit is net genade dat ek nie daar geland het nie. Nog nie. Dis opstaan in die oggend. Jy moet opstaan. Jy kan nie as iets jou plat geslaan het nie, staan op. Doen iets. Wat vir my gewerk het met Sean is, ek dink aan net iets môre, een ding wat lekker is. Een ding wat jy môre gaan doen wat lekker is. Al ry jy gaan koop 'n chocoladekoek of al ek het later besef, koop vir iemand anders iets. Dit is al klaar iets wat jou gaan opbeer. So kom uit jouself uit. Kom staan op en doen dinge. Doen iets. Kry 'n plan. Ek dink dis wat my help elke dag om te gaan sit en skryf want ek like dit. En dis nie te sê dat ek nou ek het op 'n prys of 2 gewen, maar dis nie dat dit nou net goed gaan. Nou is ek Dion Meyer en ek verkoop al die boeke in die wêreld nie. Dit is nog steeds, jy word afgekeer, jy word sleg gesê. Nee, hierdie een vrou sê sommer ek stuur haar 'n boek. Ag nee, dis sommer nou niks hiervan nie. Nee wat? En dan stuur dit maar vir die volgende uitgewer. So dis nie te sê jy het dit nou gemaak nie. Jy gaan nog steeds val en opstaan. So daai een is opstaan. Jy moet opstaan. En dan die pinkie is hoop wat is die P? Ek kan nie onthou wat die P nie. My man, ek het jou dit nou nog gesê. Moet hy P kry? Ek het hom op my foon geskryf wat ek het nie vergeet nie. Dis my foon in die sak. Wat was die P? Kan hom nou vir jou sê, hy staan hier voor my. Jy moet dit weet, ek moet dit sê vir julle, anders gaan jy altyd wonder. Positief, bly positief. As jy weet, ek gaan nou nog deur daar, dan dink ek, hoekom skryf ek hierdie boek? Hulle gaan nou weer nie dit like nie, want ek is nou weer 'n bietjie cru, 'n bietjie dit. En
dan jy moet weet, jy moet positief wees. Niemand anders gaan jou positief kry nie. En die dae wat ons huwelik gevrot was en wat ons beklei het dat die stoomspat en wat ons mekaar wou los en dink positief, want hoe meer jy negatief dink, hoe verder gaan jy af in daai gat in. So al wat jy uit die gat uit kry is positief. Jy moet jouself brainwash om positief te bly. So dis wat ek sal sê. Gaan oukei wees. Die Here, jy glo mos in hom, so hy gaan jou uitkry. Wat die wêreld ook al vir jou gee. Wat hy vir jou gooi, jy gaan oor, dit gaan almal gaan op en af. Opstaan, staan op in die oggend. Staan op as jy val. Dis wat hy doen. Sjoe, hy val hoeveel keer 'n dag? En dan dink ek, Here, elke aand bid ek en hy ons bel. Ons bid, elke aand bid ons. As hy bed toe gaan, dan sê ek, Here, dan sê ek, sjoe, dan sê hy, val. Sê ek, help die kind om nie te val nie. Hy gaan hom nog doodval. Hy kan nie keer nie. Hy val so 'n sak aardappels. So, ek weet maar net, hy staan op. Hy kan nie eens opstaan nie, maar hy staan op. Maar hy val en hy staan op. En dan wees positief, want dis positief gaan saam met humor. Jy moet die snaaks en die goed sien, want dit is vrek snaaks uiteindelik. Na die tyd, nie dan nie, na die tyd. Okay, nou gaan ek ophou praat. Renay, ek dink ek moet net afsluit hiermee. Ek is seker daarvan die mense wat hier sit en die kykers by die huis, daar was 'n boodskap vir elkeen van ons. Ek het verseker baie geleer by jou en by Anton. En so het al die mense wat hier ook sit ook ietsie geleer. En julle is definitief vir baie mense en vir duisende mense daar buite 'n baie groot voorbeeld. Hoe iemand sy lewe moet lei ten spyte van al hierdie goed wat die lewe vir mens na 'n mens toe gooi. As julle nou ooit gedink het dat alles was verniet gewees, ek kan julle nou sê dit was nie verniet. Ons almal sit hier en kan, ek wil nie sê relate nie, maar ek moet nou sê relate tot iets in daai lewe van julle met Sean en al die lelike goed wat daar gebeur het. Almal het 'n Sean in hulle lewe, almal het 'n maatskappy wat bankrot gaan, elke getroude ou beklei. Maar op die einde van die dag staan jy net op en jy presteer net. Dit is asof jy net elke keer sterker en sterker word in dit wat jy doen. Dis asof jy hierdie energie kry van die lelike, die lewe kom, ek is reg vir julle. Ons is reg vir julle. Ek en Anton en Sean en my 2 dogters en God is reg vir julle. Ek dink dit is die les wat ons by julle as 'n familie kan leer, julle van selfs. En dankie dat jy ingestem het om my eerste gas te wees hier by Dagbreek. Ek het nou so hoë standaard gestel. Ja, ons sal nou maar sien. Die volgende kan net beter gaan. Almal kan net meer georganiseerd praat en ek het seker te veel oor my kinders se geboortes gepraat. Ekskuus, ek weet nie waar dit vandaan gekom het. Dis alright. En vir julle wat gekom het ten spyte van hoe koud dit was, baie dankie dat julle gekom het. Ons waardeer dit. En die ouens by die huis, baie dankie. Tot die volgende keer. Dankie. Nee, maar Samuel Spikkels is maar net my pa wat gehelp het om die weermagbasis in Walvis Bay te bou, en dit is hoekom die Samuel Spikkels op die spyskaart is. Is maar net 'n herdenking van hom, wat ek sy naam op die spyskaart gesit, want almal het hom geken in die weermag as Samuel Spikkels. En hy het maar baie van styk gehou, soos enige boereman, maar seker maar van nou, en dis hoekom sy naam op die spyskaart is. Dankie julle, ons waardeer. Jy sien, jy kry te veel vrae.